julle, ons gaan aan met episode 8. Nou ons het in die vorige episode bietjie gepraat van vullisbeheer en wat jy moet doen om ontslae te raak van, of wat ons doen om ontslae te raak van onnodige vullis. Vandag wil ek nou so 'n bietjie praat oor as jy nou argumentsonthou met diereboer of hoe ook al, net die gebruike wat ons nou maar oor die jare gemisleer het, of wat uit ons verwysingsraamwerke uitgevat is. En een van die groot goeters wat vir my ten minste 'n baie groot ding is iets so eenvoudig so seep. Want op die einde van die dag, as jy nie seep het nie, jou implikasies wat daarmee gepaard gaan, is baie, die impak is baie hoër as wat 'n mens somtyds wil aanvaar. En wat ek daarmee bedoel is, jy weet, as jy nou vat, as ek nou net vandag byvoorbeeld, wat hier by ons gebeur het, ons het 'n jong lammertjie gehad, of 'n jong ooitjie, wat jy weet, half van kraam ingegaan het. Dit was nou maar so half deur die dag en nie noodwendig opgelet nie. En sy het toe nou die lammer verloor, want hy het vasgesit. Maar ons het nie eers dit opgetel nie, en toe ons die volgende dag nou haar sien, toe sien ons, nee, wag, iets is nie lekker met haar nie. En toe kom ons agter, wag, hier is nog 'n probleem. Jy weet, sy is 'n bietjie lende lammer, nie lekker nie. Ons het toe nou gesien, nee, hier is probleme, en sy is seker 'n uur later dood. En dit het maar te doen met, jy weet, as jy nie noodwendig jou verantwoordelikheid 100% nasorg nie. Nou, dit is nou nie noodwendig iemand se skuld nie, maar jy moet maar seker maak dat jy maar 'n oog hou altyd op die diere. Nou, maar die punt wat ek wil maak daarby is, soos hierdie lammer moet nou verbrand word, die ooi, jy weet, daar is 'n plek waar ons van hulle ontslaa raak. Gelukkig is dit maar 'n jong ooi. Was nie 'n vreeslike goeie sterk ooi nie. So ek sien dit ook maar as jy weet, die natuur wat homself nou maar uitsort. Maar die punt waarby ek wil uitkom is, as jy so iets nou mee gebeur, moet jy sorg dat jy jouself redelik kan goed skoonmaak. So hier's nou waar die seep aspek inkom. So nou het ons, ek dink in vandag se tyd en in ons lewens het ons nie regtig 'n probleem nie, want almal het seep of 'n koekie seep of Sunlight of waar ook al jy nou jou hande mee was, en jy weet, jy gaan van daar af en jy gaan aan met die res van jou dag. Maar wat gebeur as jy nou nie noodwendig meer seep kan koop nie? Hoe gaan jy maak? Nou, een van die goeders wat ons nou al in plek gekry het, is om nou ons eie seep te maak. Is eintlik 'n baie redelike eenvoudige proses. As ek kan voorstel en julle wil gaan kyk hoe om dit te doen op die natuurlikste manier, gaan soek 'n video oor hoe het die Vikings seep gemaak. Hulle was nogal redelik goed met dit, maar dit is nie breinchirurgie nie, en dit is redelik effektief. Verstaan nou maar nou net, dit is nie Sunlight of jou shower gel of wat ook al jy gebruik nie, maar hy doen sy werk en hy maak jou skoon. So hy gaan dalk nou nie so foamy wees, byvoorbeeld, as wat jou shower gel of jou Sunlight nou byvoorbeeld is nie. Eenvoudige konsep om te doen. Jy het nou maar 'n bietjie, ons gebruik op hierdie stadium sommer seepsoda, maar as jy harde hout vat, en jy brand dit, of dit word uitgebrand, daai as wat daarin is, as jy dit deurgooi, en jy gooi water deur ensovoorts, dan kry jy maar dieselfde konsep daar uit. En dan moet jy vet vat, dit uitkook, opkook,
en dit meng. Ek het nou die proses baie vereenvoudig. Julle kan maar self bietjie gaan kyk daarna en navorsing doen. Belangrik wat ons nou nogal doen, ons het 'n hele paar suurlemoenbome, net vir daai ekstra bietjie reuk wat in hom ingaan. Jy kan nou natuurlik jou eie essential oils ook gebruik, maar onthou dit gaan ook maar uithardloop. Maar as jy byvoorbeeld 'n bloekomboom het, kan jy byvoorbeeld vir jou eucalyptusolie maak en daarin ingooi. So jy weet daar's maniere en strukture om dit te kom. Maar dit is weer 'n keer 'n proses waarna mense sal moet kyk en moet in ag neem hoe om daai proses te doen. Nou weer 'n keer, jy weet dit is maklik om en asseblief mense moet my verkeerd verstaan nie, ek skiet dit nie af nie. Maar dit is eenvoudig om 'n YouTube videoetjie te kyk en te sê, dis hoe mense seep maak. Maar waar jy ongelukkig die tricks of the trade leer, is om die goed self te doen. Want meeste van die goed wys nie altyd al die prosesse en wat daarmee gepaard gaan nie. So, ons het nou al vir ons 'n bietjie skaapseep gemaak. Ek sê nou skaapseep want dit kom van skaapvet af. En dit word gebruik en soos ek sê, dit maak jou skoon. En onthou mense, dit kom ook neer op die einde van die dag op goed soos wasgoedseep. Jy weet om jou klere mee te was, of ons dit nou wil herken of nie. Ek glo nie almal van ons gaan die klere dra tot dit van jou lyf afval nie. Daar is maar 'n proses waar jy wel die goed moet was. En dit gaan oor higiëne op die einde van die dag. Jy weet, jy kan nie, ons as 'n mensdom kan ons nie aanhou, as jy vuil bly, is daar sekere gesondheidsimplikasies wat daarmee gepaard gaan. As jy gelukkig is om met daai implikasies te lewe, dan is dit nie 'n probleem nie. Jy moet dan nou net nie snaaks dink as niemand naby jou wil kom nie. Maar jy moet ook verstaan dat daar's prosesse en maniere om hierdie goedjies te maak en te doen. Wees maar versigtig en kyk maar wat is die risiko op baie van hierdie goed, veral as jy met die seepsoda begin werk. Jy weet, daai goed is maar 'n baie hoë alkali en hy kan jy weet jou seermaak en brand ensovoorts. Maar tog baie belangrik op die einde van die dag om hierdie goed ook weer eens te oefen, as jy nie nou noodwendig in 'n scenario sit waar jy jy weet jou eie goeders nou dalk kan maak nie, maar dalk niks keer jou om 'n klomp vet te gaan koop by die slaghuis, dit af te kook en dan vir jou seep te maak nie. Julle verstaan wat ek sê. So dit is 'n goeie oefening om te doen, want seep is een van die meer belangrikste aspekte vir my persoonlik. Mense mag dalk met my stry, maar ek glo hoe meer higiënies jy daar kan aangaan, hoe beter. Daar is nou maniere om byvoorbeeld goed soos kopersulfiet te maak ensovoorts, en koperoksied en so. Jy weet wat ook redelike goeie skoonmaakmiddels is en wat ook water kan suiwer. Maar wees maar versigtig vir dit. Jy weet, doen jou navorsing, moenie net goed in jou water gooi ensovoorts nie. Maar dit is ook maar 'n manier van sanitasie op jou einde van die dag. En neem dit in ag. Jy weet, moenie ons gaan ek glo 'n redelike tydperk hê waar ons nog van hierdie goedjies kan gebruik. Maar weer 'n keer, onthou die idee van hierdie hele reeks is om te probeer om nie winkel toe te gaan nie. En as jy nie wil winkel toe gaan nie, beteken dit jy moet alles self kan doen. Die volgende videoetjie waarop ons gaan, of stemgreep waarop ons sal fokus, is as jy nou begin dink aan goed soos klere, hoe gaan jy daar maak? En daai is nou nogal 'n moeilike een, want ons het regtig die tekstiel vermoë verloor deur die jare. Maar ons kan weer dit redelik goed en vinnig aan die gang kry, glo ek. Okay julle, ek hoop hierdie video gaan iemand help en ek is seker as daar enigiets is wat julle andersins wil hê waaroor ek moet gesels, asseblief mense praat in die comments, sê vir my
maar hou dit maar in die trend van die volhoubaarheid, of uit die wêreld uit, of afhanklikheid van die wêreld, of onafhanklikheid van die wêreld. So kom ons bly by daai trant. Maar sê vir my in die kommentare, as daar iets anderste is wat julle dalk ook wil by hê, waaroor ek moet gesels, en jy weet, dan sal ons 'n stemgreep maak volgens dit. Maar ja, mense, ons sal op die meeste van die stemgreepies sal julle sien, sal daar fotootjies aangeheg wees, videootjies ensovoorts. Nie noodwendig videootjies, maar ten minste fotootjies ensovoorts, net om julle te wys dat hierdie goed is nie so moeilik nie. Dit is haalbaar, en enige persoon kan dit maar regtig doen. Jy hoef nie een of ander spesiale persoon te wees om van hierdie goede te doen nie. Ja, mense, ek hoop julle het 'n wonderlike dag, en ons praat dan in die volgende een oor die klere en hoe ons daar gaan maak. Bye bye.